gewone rites volg nie, omdat dit nou 'n spesiale diens is en hemelvaart is. So ons gaan reguit na die woord van die Here toe en ons lees vanaand vanuit Handelinge 1. Handelinge 1, ons gaan van vers 1 af lees tot en met vers 14. Ek sal gewoonlik nou nie die opskrif van 'n boek lees nie, maar ek gaan vanaand, net dat ons daarop let, die handelinge van die heilige apostels deur Lukas beskryf. Ons lees daar vers 1. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae en aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie krag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus en Simon die ywerhaar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig vol hart in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en met sy broers. Ons lees net so ver vanuit die woord van die Here. Gedeelte wat ons al behandel het en al oor gepraat het, ek dink as daar 'n gedeelte is wat ek nou moet sê, ek al die meeste al gepreek het, sal dit seker Handelinge 1 wees. Maar die woord is lewend en die woord is kragtig en elke keer as ons na 'n gedeelte kyk, dan wys die Here mos vir ons iets anders en dan sien ons ander goed raak en die Here lig vir ons goed uit en so kan ons gereeld 'n gedeelte lees en elke keer kan die Here dit so aan ons harte seën en kan hy dit gebruik om met ons te praat. So, ons teks van oordenking vanaand is natuurlik die vers waar die Here Jesus in die hemel opgeneem is, Handelinge 1 vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. So baie duidelik daar die hemelvaart van die Here Jesus, en is dit dan ook waaroor ons vanaand praat op die dag, is die hemelvaart van die Here Jesus, maar dan voeg ons by vir ons tema vanaand, en sy verwagting, die verwagting wat hy daar gehad het vir sy disippels, vir sy kinders. So daar is 2 hoofplekke in die skrif waar ons lees van die hemelvaart van die Here Jesus. Daar is natuurlik ander plekke waarna dit verwys word, of soos in Markus word dit in 1 vers genoem, maar in Lukas 24 en Handelinge 1
word dit vir ons so mooi beskryf, en het ek dan vir u gelees daar in die begin van Handelinge, albei hierdie gedeeltes word deur een persoon geskryf, en dit is die apostel Lukas wat dit geskryf het. En wat interessant is elke evangelieskrywer het mos 'n ander aanslag, het 'n ander fokus. Nou vra mense baie keer, maar hoekom is daar 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes? Maar hulle elkeen het 'n ander aanslag en hulle skryf hoe hulle die verhaal voor hulle sien afspeel het. So Matteus byvoorbeeld fokus op die Here Jesus as koning, hy fokus op die vervulling van die Ou Testament, en hy skryf ook maar hoofsaaklik vir die Jode. En so Markus, hy fokus weer op die Here Jesus as dienskneg, en dan Johannes fokus op Jesus se goddelikheid, en daar word ook baie daaroor geskryf. Maar Lukas, hy fokus baie op die Here Jesus se menslikheid. Dat hy mens was, dat hy liggaam gehad het, en hy lê ook baie klem op die besonderhede. Die Engelse sou nou sê, hy is baie detail georiënteerd, Lukas. En daarom as 'n mens 'n verhaal mooi wil sien, soos byvoorbeeld die geboorte van die Here Jesus, is Lukas altyd 'n goeie een om na te gaan kyk, en hy sit dit altyd vir ons so mooi uiteen. So hy neem die tyd, waar die ander dit miskien net hier of daar noem, neem Lukas die tyd en hy skryf oor die gebeurtenis van die hemelvaart. So ons weet, dit is deur die Heilige Gees geïnspireer, ons weet dit moes in die woord van God opgeteken wees, en ons weet dat die Here dan daaruit vir ons iets wil leer. Nou in Handelinge 1 het ons gelees, dat dit het 40 dae gebeur, na die kruisiging en opstanding van die Here Jesus. So vir 40 dae, het die Here Jesus aan mense verskyn, en hy het hulle geleer, en na daardie 40 dae gebeur daar eintlik 'n wonderwerk, 'n groot daad, en dit is, die Here Jesus vaar op na die hemel, en die disippels is daar, en hulle aanskou dit. Nou, ons weet waar die Here Jesus nou is, hy sit aan die regterhand van God, die vers wat Markus 16 oor die hemelvaart gee, hy skryf in vers 19, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en sit aan die regterhand van God. So, dis wat ek bedoel, die ander noem dit net, maar Lukas brei dit uit, maar presies hier, sit aan die regterhand van God. Nou as ons hierdie gebeurtenis net kan indink, hoe moes dit nie wees om dit te sien nie? Hier is die Here Jesus, en hy praat met hulle, en voor hulle oë word hy in die wolke weggeneem. Lukas en die ander disippels aanskou dit, maar dit wat ons fokus vanaand gaan wees, en dit hoekom ons elke jaar dit herdenk, dit hoekom ons elke jaar daaroor praat, baie keer dan het ek nou afsprake, en ek moet uitgaan, en ek moet goed doen, en mense gaan sien, en dan het ek nou 'n verwagting, as ek by die huis kom, moet daar mos nou kos op die tafel wees. En as ek daar by die voordeur instap, dan begin ek nou ruik, of ek iets ruik, maar dan ruik ek eintlik niks nie, dan is daar net so, ek wil nou sê stilte, maar dan is daar geen reuk daar in die huis nie, dan dink ek, ai, nou moet ek in my hongermaag maar hier instap, en die kos is nog nie reg nie. En dan besef ek, die verwagting wat ek gehad het, van ek gaan by die huis instap, en nou al die lekker reuke ruik, daardie verwagting het nou nie plaasgevind nie. En so is dit ook andersom, ek kan nou nie net vir Saskia so onder die bus ingooi nie, so is dit andersom, dan sit sy baie keer die kinders in die bed, en dan sy nou die verwagting, as sy terugkom, dan het ek gou gehelp met die skottelgoedjies in die kombuis skoon, en dan gebeur dit nou nie altyd so nie. Ons manne is mos maar nie lief vir skottelgoed was nie. Ons het partykeer so 'n bietjie allergie vir Sunlight seep. Ons hou nou nie so baie daarvan nie. So wat is eintlik die probleem as ek nou so tong in die kies praat oor hierdie verwagting? En die rede hoekom ons vir mekaar lag, is daai verwagting word nie altyd gesê nie, dit word nie altyd gekommunikeer nie. So sy weet nie ek verwag daar moet kos wees as ek by die huis kom, hier 2 uur in die middag nie, want dis mos nou nog nie middagete tyd nie. En ek weet nie altyd sy verwag ek moet gou die skottelgoedjies was nie, so dit word nie genoem nie. En dit is wat ons terugbring na Handelinge 1 toe, en die ander gedeeltes wat ons gaan aanraak. Die disippels het presies geweet wat van hulle verwag word. Die Here Jesus het hulle geleer, hy het hulle vertel, daar kon nie 'n misverstand wees nie, hulle het geweet wat die Here van hulle verwag, en dis daardie verwagting waarna ons vanaand gaan kyk. Soos ek al vir u verduidelik het, ons is mos vandag die hedendaagse disippels. As ons kyk na waar die benaming vandaan kom, en ek mag dit miskien al verduidelik het, maar ek verduidelik weer so vinnig,
is in daai tyd was daar 'n leermeester, en dan het hy nou sy disippels gehad, en hierdie mense het nou agter hom aangegaan, hulle het by hom geleer, hulle het soos hy opgetree, soos hy geleef, soos byvoorbeeld Johannes die Doper, wat disippels gehad het, wat saam met hom beweeg het, en toe die Here Jesus met sy disippels, en so is ons disippels van die Here Jesus, ons het hom aangeneem, as ons leermeester, ons het na hom toe gegaan en gesê, Here, maak my u kind, help my, wees met my, vergewe my sonde, draai my lewe om, en die Here het dit van elkeen van ons gedoen, wanneer ons hom vra. En dis baie keer die ding, ons dink kinders van die Here is perfek, hulle is baie ver van perfek af, ons is baie ver van perfek af, maar die Here het ons lewens verander, en dis waarop ons staat maak, en ons stap 'n pad saam met die Here, maar ons het hom aangeneem as ons leermeester, en ons leer van hom, in sy woord natuurlik, waar die disippels hom kon hoor, en kon sien wat hy daar met hulle deel, het ons die woord van God, en soos hulle gesien het hoe hy leef en dit nageboots het, so probeer ons meer en meer soos die Here Jesus leef, met sy hulp natuurlik. So ons is disippels van die Here Jesus Christus, en wanneer ons dan na die hemelvaart, die gebeurtenis kyk, wat die disippels met hulle oë sien gebeur het, en ek dink dit moes 'n wonderlike gebeurtenis wees om dit kon sien, maar in 'n mate dink ek ons is gelukkiger. Want hulle was daar aan die begin gewees. Ons is baie nader aan die Here Jesus wat weer op die wolke gaan kom. So in 'n mate is ons baie gelukkig, en al is die hemelvaart iets wat jare terug gebeur het, min of meer 2025 jaar terug, is dit iets wat nog 'n baie werklike effek op ons het. Dit is iets wat effek op ons moet hê, wat prakties gesien kan word. So, mens dink nie altyd noodwendig so aan die hemelvaart nie. Ons dink so aan die kruisiging, want dadelik as ons die kruis sien, of ons dink aan die kruis, dan dink ons die effek wat daar is, dat Jesus gesterf het vir ons sondes, hy het dit uit liefde gedoen, en as gevolg van die kruis kan ons sy kinders wees. So wanneer ons 'n kruis sien, dan dink ons dadelik aan die effek daarvan. Maar dit gebeur nie altyd met die hemelvaart nie. Maar as ons aan die hemelvaart dink, dan het dit ook eintlik 'n baie praktiese effek op ons lewens. En daai praktiese effek is, daar's 'n verwagting. Die Here Jesus verwag iets van sy disippels, van sy kinders, en dis iets wat aan voldoen moet word. So dit is die gedagte waarna ons vanaand kyk. Wat is daardie verwagting, weet ek? So as ons nou vir onsself moet sê, ons dink aan die hemelvaart, weet ek wat die Here Jesus se verwagting van my is? Daai verwagting word nie altyd gekommunikeer nie, soos die voorbeeld wat ek nou van my en Saskia gebruik het, maar die kommunikasie is daar, dis in die woord van die Here. So, ons moet eintlik weet wat die verwagting is, want die woord leer ons. So daarom gaan ons vanaand kyk, ons gaan stil staan by die woord, ons gaan stil staan by wat is die Here se verwagting van ons. So as ons na hierdie gebeurtenis van die hemelvaart kyk, watter praktiese effek het dit op ons? Want die woord is mos 'n baie praktiese boek. Weet, weer eens, 'n mens kan dit teologies en akademies en al die goed sien, maar dit is baie prakties as dit kom by ons lewens. So ons gaan kyk watter effek moet die hemelvaart op ons hê? Watter verwagting het die Here van ons? Die eerste wat die Here Jesus van sy disippels verwag, ons eerste gedagte, is die Here verwag dat sy disippels deur die Gees getuig. Ons vind een verwagting hier, daardie getuienis, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal my getuies wees. Een verwagting wat die Here Jesus gehad het, om deur die Gees te getuig. Maar hierdie een verwagting het twee prominente gedeeltes. Aan die een kant om te getuig, en aan die ander kant deur die Gees. So, albei hierdie goed word saam gedoen, uiteindelik prakties in 'n mens se lewe. So kom ons begin net by die getuigdeel. Ons sal nou altyd die getuig en die Gees kyk, maar ons begin by die getuigdeel. Die disippels kon nooit sê, hulle het nie geweet wat die Here van hulle verwag toe die Here Jesus in die hemel opgeneem is nie, want ons sien dit in Lukas 24, die ander gedeelte wat gaan oor die hemelvaart.
gaan net so vinnig gou vir ons daar 'n paar verse lees. Lukas 24 vers 46 tot 51. So kom ek lees gou vir ons daar. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe. So die Here Jesus is aan die woord. Hy leer sy disippels nou voor die hemelvaart. Hy sê, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan en dan die kern en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Daar is nie perfekte, volmaakte mense nie. Daar is mense wat vergewe is. Dis die verskil. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betania en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. So wat sê die Here Jesus vir hulle voordat hy in die hemel opgeneem is? Hy sê vir hulle sal getuies wees. Waarvan moet hulle getuig? Hulle moet getuig dat Jesus aan die kruis gesterf het. Hulle moet getuig van bekering en vergewing van sondes in sy naam. So as ons dit opsom in een woord, die evangelie. Hulle was getuies. Ons lees weer in Markus 16 vers 15 en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En net so 'n paar verse daarna, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en sit aan die regterhand van God. So, voor die Here Jesus opgeneem is, het hy aan sy disippels die opdrag gegee. Die evangelie moet verkondig word, hulle sal sy getuies wees. So dis die eerste gedeelte van die verwagting wat die Here Jesus het, dat 'n mense getuies sal wees. Die tweede gedeelte, deur die Gees. Ons het ook nou net gelees in Lukas 24 vers 49. Ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hy sê dit ook in Handelinge 1 vir hulle, dat hulle moet wag. Hy sê hierso vir hulle in vers 3 en 4, aan wie hy ook na sy lyde, om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het oor die dinge van koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So hy sê, julle moet my getuies wees, maar wag, julle is nog nie reg nie. Julle moet wag vir iets, en dit is daardie tweede gedeelte, die Heilige Gees. Hulle moes wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. En dis waar Handelinge 1 vers 8 vandaan kom, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees. En dit gebeur natuurlik net so. Die Heilige Gees is uitgestort, die disippels was getuies vir die Here Jesus Christus, deur die krag van die Gees. Dink aan, dit vat nie lank na die hemelvaart nie. Petrus preek, 3000 mense kom tot bekering. Wat het Petrus gevat van daardie man wat die Here Jesus 3 keer verloon het, wat nie eers geken wou word as een van sy volgelinge nie, tot iemand wat in Jerusalem opstaan sonder 'n bietjie sal praat oor hom, oor die evangelie. Dat ons die evangelie sal deel, en dit gebeur natuurlik op verskillende wyse. Ons het al baie daaroor gepraat, die evangelie deel, net eenvoudig my getuienis deel, en ek sê weer, daar is soveel krag in 'n getuienis. Net te sê, dit het die Here Jesus in my lewe gedoen, hy kan dit in jou lewe ook doen. Daar's traktaatjies, daar's allerhande maniere wat 'n mens dit kan doen, maar die kruks is, die taak moet gedoen word. Ons het dit gelees in Markus 16, ons het dit gelees in Lukas 24, dis in Handelinge 1, ons kry dit daar oral, en dan Matteus 28 vers 19, ons weet, die opdrag is daar, ons moet getuies gewees. Maar, die Here verwag nie dat ons dit in ons eie krag sal doen nie. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. En baie keer, wanneer ons dit uit ons eie krag uit wil doen, dan weet ons nie wat om te sê nie, en ons is skaam, en ons is bang, ons jaag mense weg, en ons het al hierdie goed waaroor ons wonder. Maar, as 'n kind van die Here met die Heilige Gees, moet ons op hom
vertrou, want die dag toe ons kinders van die Here word, toe ons na die Here toe gaan en vir hom sê, Here, vergeef my sonde, maak my u kind en hy draai my lewe om, soos wat ek nie gedink het moontlik is nie, toe gee hy vir my sy Heilige Gees, die woord sê hy woon binne in my. En dis mos hoe dit werk van Pinksterdag af. So ons het, as ons kinders van die Here is, die Gees binne in ons. Maar ons moet staat maak op sy leiding, staat maak op die krag van die Gees. Ons het juis gisterand met ons bid hier, het ons 'n groot gedeelte hieroor gepraat, en dat ons moet sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees, want hy help ons. So wat het ons? Ons het die boodskap, ons weet waarvan ons getuies moet wees van die Here Jesus Christus, en hom as gekruisigde, en ons het die toerusting, ons het die Heilige Gees, wat ons krag gee vir hierdie groot taak. Maar, dit gebeur nie altyd. Al het ons die getuie, die boodskap, en ons het die Gees, dit gebeur nie altyd. As ons na buite toe gaan, na kerke oor die algemeen, en ons kan dink aan die kerke waarin ons groot geword het, en waar daardie kerke vandag is, kerke krimp. Daar maak honderde kerke in 'n jaar toe, in ons eie land maak daar jaarliks kerke toe. Hoekom? Mense getuig nie meer nie. Ons ken die voorbeeld van die dooie see. Hoekom is die dooie see dood? Want daar kom soutwater in, en soutwater in, en soutwater in, maar daar's nêrens vir dit om heen te gaan nie. En so het alles in die dooie see dood gegaan. Daar was nooit 'n uitlaat nie. Ons moet getuig. Ek gesels eendag met 'n Jehova getuie, heel toevallig, ons is in die Kaap, en ons kuier daar, en ons 'n lei voor aan die klokkie, en ons gaan uit, en hier staan 'n Jehova getuie. En die persoon het nou al sy praatjies, en gelukkig, ek het lekker met hom gesels, want hy sê toe hy's 'n Griek, en ek kon mooi vir hom in die Grieks wys dat die Here Jesus God is. So dit was vir my 'n wonderlike gesprek gewees, en toe hy nou nie heeltemal met my wil saamstem nie, toe vra hy vir my, mag getuig julle? En ek sê vir hom, ja, natuurlik getuig ons, hoe kan ons anders? En hy sê daar vir my 'n baie hartseer ding. Hy sê vir my, hy stap al vir iets soos, ek kan nou nie onthou vir 2 jaar of 2 maande of hoe lank dit was nie. Hy sê vir my, stap hy al in Durbanville rond. En elke persoon wat hy nog daai vraag voorgevra het, getuig jy van die Here, vertel jy vir mense van die Here, het vir hom gesê nee, hulle doen nie. Met watter rede ook al, dis mense se eie saak of hulle skaam of wat ook al, hy sê nee, hulle doen nie. En dit is 'n baie hartseer punt waar mens moet uitkom. Want die Here verwag van ons om dit te doen. Met die hemelvaart van die Here Jesus het hy gesê, julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees. So ons hoef dit nie eers op ons eie te doen nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. Hy gee vir ons die toerusting. En ons het die boodskap. Al wat ons moet doen is dit wat die Here Jesus van ons verwag. Ons moet sy getuies wees. Deur ons woord, waar ons die evangelie deel, of die getuienis deel, of mense kerk toe nooi, of 'n traktaatjie in die hand stop, of hoe ook al, en natuurlik deur ons lewens, want, weer eens, ons is nie perfek nie, ons sal nooit perfek wees nie, maar ons kan die liefde, ons kan die genade van die Here Jesus uitleef. Die sout van die aarde, die lig van die wêreld, maar ons moet die Here Jesus se getuies wees. Hy verwag dit van ons. En dan so ook by die hemelvaart, het die Here nog 'n verwagting van ons as sy kinders, en dit is ons tweede gedagte, ons het net 3 gedagtes vanaand, ons is al by die tweede een, die Here verwag dat sy disippels reg is vir sy koms. Handelinge 1 vers 11, wat ons hierdie hele maand op ons blaadjie voorop gesien het, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hy sal net so kom, hy sal terugkom. So ons sien die prentjie in ons gemoed. Hier is die Here Jesus, die disippels staan, die Here Jesus word in die wolke voor hulle weggevoer, en terwyl hulle nog so staan en kyk vir die wolke, die volgende oomblik staan daar 2 manne langs hulle. Engele natuurlik, ons weet dit. Want ons het ook gelees, toe die Here Jesus opgestaan het, en Maria ween, en die Here Jesus se liggaam is weg, toe is dieselfde 2 engelinge daar, en hulle het 'n belangrike boodskap. Hulle boodskap aan Maria was, hy leef, hy het opgestaan. So hierdie 2 engele het 'n baie belangrike boodskap.
En hierdie tweede keer, toe hierdie twee manne nou verskyn, die disippels staan en hulle kyk vir die lig, hulle kyk vir die hemel, toe het hierdie twee manne, of hierdie twee engele, weer 'n baie belangrike boodskap. Hy gaan terugkom. Soos hy gegaan het, so sal hy weer kom. En dit het gemaak dat die disippels van daardie tyd, baie keer dink ons die eskatologie en die wederkoms en die goed is nuwe boodskap. Dis nie 'n nuwe boodskap nie. Die disippels het 2000 jaar terug 'n wederkomsverwagting gehad. Hulle het geweet die Here Jesus gaan weer kom en hulle het geleef dat hy enige tyd kan kom. Dat hulle lewens altyd reg was, dat hulle gereed is. En die Here se boodskap vir sy disippels was daar. Kyk na die gelykenis van die 10 maagde, 5 wat gereed was, 5 wat nie gereed was nie, en die Here eindig die gelykenis met waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Waak, wees gereed vir die koms van die Here. So die kern daarvan, julle moet 'n wederkomsverwagting hê en daarvolgens julle lewens inrig. Nou ons het al 'n klomp keer gepraat oor die wederkoms, oor die wegraping, die hele eskatologiese program, en ek moet sê, ek mis nogal ons wederkomskaart wat hier op is. Ek dink ons moet maar in die toekoms vir ons weer een kry. Dit is nogal mooi, dan kan 'n mens daarna verwys en dit sien, en dan het ons altyd daai herinnering, Jesus kom weer. Daai woorde, net soos ons weet, die Here Jesus is gekruisig, net soos ons weet, hy leef, hy het opgestaan, net so weet ons, Jesus kom weer. Net soos hy weggevoer is. So ons moet 'n wederkomsverwagting hê. Die feit dat Jesus op die wolke weggeneem is, en wanneer ons aan die hemelvaart dink, dan weet ons ook, ons het 'n verwagting, hy kom terug. En ons moet so leef dat ons reg is, Jesus kan kom. Weet jy wie van u het al daardie films gekyk, Left Behind nie? Weet ons boeke ook daaroor, en dis nogal 'n skokkende ding om te sien, so op 'n film. Die volgende oomblik is daar net mense weg, en die wegraping het plaasgevind, en hier is dit gaas op aarde, en die hartseer ding is nie die gaas wat op aarde is nie. Ek weet, baie mense sien dit, en is die gaas om hulle, maar die hartseer, of die swaar waarheid is, die oordeel van God is op pad, want as jy nie saam is nie, beteken dit die oordeel kom. So, 'n wederkomsverwagting. Die Here Jesus kan enige oomblik kom, en wanneer 'n mens kom, dan gaan daar ook, die kinders van die Here gaan natuurlik opgevoer word, en dan is daar loon. 2 Timoteus 4 vers 8, spesifiek vir die wat 'n wederkomsverwagting het. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige dagter, in die dag sal gee. Nie alleen aan my nie, maar ook almal wat sy verskyning liefgehad het. So ons weet Jesus kom weer, en ons moet dit verwag, en ons moet leef asof hy enige oomblik kan terugkom. Ek het een keer gehoor, iemand het gesê, leef elke oomblik asof die Here Jesus nou gaan kom, maar beplan asof hy nooit gaan kom nie. So dis nogal vir my 'n interessante een, maar die kern vir my daarvan, leef asof die Here Jesus enige oomblik gaan kom. En het ons al daaroor gepraat, ek onthou ek het nog die voorbeeld gebruik, as jy verwag iemand gaan vir jou kom kuier, hoe vinnig maak 'n mens nie die huis reg nie, né? Was die bedde goed en trek die lakens oor en maak seker alles is netjies, en weet nie hoe gaan dit in julle huise nie, maar met 4 kinders in 'n huis, dan kan dit nogal redelik deurmekaar raak. So as mense kom, is dit vinnig speelgoed optel en reg kry, en so met 'n wederkomsverwagting, as jy weet die Here Jesus kan enige oomblik kom, dan is jou lewe spreekwoordelik soos daai huis. Kry dit reg, want die Here Jesus kan enige tyd kom. So, die Here verwag ook dat sy kinders 'n wederkomsverwagting sal hê en gereed sal wees. Ons laaste punt. Die Here verwag dat sy disippels volhard in die gebed. Handelinge 1 vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Nog iets wat ons in die verlede al oor gepraat het, is die belangrikheid van gebed, veral om te volhard in die gebed. Ons tema van die jaar is bid en vertrou. Ek dink laas jaar was dit die krag van gebed, hierdie jaar is dit bid en vertrou. Maar onthou nou, soos ek vir julle gesê het, die Here Jesus het aan sy disippels gekommunikeer, hoe hulle moet leef, wat hulle moet doen,
wat sy verwagting is. So 2 Sondae terug, die Sondagoggend, toe praat ons oor die bergpredikasie, en ons praat oor die Here Jesus, en hoe hy almal, die skare wat daar was, geleer het oor gebed. Sy disippels was ook daar, hulle het ook geluister, hulle het ook geleer, en ons kry die Onse Vader. So die Here Jesus leer sy disippels hoe belangrik gebed is, en hoe hulle moet bid. So rukkie voor die hemelvaart, en voor die Here Jesus se kruisiging, is hy en die disippels in die tuin van Getsemane. En hy sê vir hulle, waak en bid. Wat doen die disippels? Hulle raak aan die slaap. 2 of 3 keer vind die Here hulle waar hulle aan die slaap is, en hulle volhard nie in die gebed nie. Maar nou het daar mos so baie goed gebeur, die Here Jesus is gekruisig, hy het opgestaan, hy het aan hulle verskyn, en hy is opgeneem in die wolke. Wat is die heel eerste ding wat die disippels doen, nadat hulle nou hoor, die Here Jesus is opgeneem, en hy gaan net so kom, wat doen hulle? Hulle gaan bid. Hulle volhard in die gebed. Ons kry die disippels en Maria en van die vroue waar hulle voldragtig volhard of eendragtig volhard in gebed en smeking. Daai vers 14 wat ons op die bord het. So, en ons weet mos wat volhard beteken. Volhard beteken bid by elke geleentheid, waar die geleentheid is. Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met volharding en smeking vir al die heiliges. So volhard in die gebed is, bid by elke geleentheid waar mens kan. Dis presies wat hulle doen. Ons het nou hier gelees in vers 14, hulle volhard in die gebed, dan vers 15 lees ons, in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan, die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120, so hulle groei, die disippels en die volgelinge van die Here Jesus, en voordat die Gees uitgestort is, waarmee vind ons hulle besig? Handelinge 2 vers 1, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. So ons kry dieselfde scenario, dieselfde situasie as wat ons by vers 14 gehad. Die Here Jesus het sy disippels geleer om te bid, hy het hulle geleer wat sy verwagting is, dat hulle moet volhard in die gebed, en ons sien dit in hulle reaksie. Want toe die Here opgeneem word in die hemel, toe bid hulle. Volhard hulle in die gebed. Want hulle het geweet, hulle taak was nie net om getuies te wees nie, maar om te bid. Hulle taak was nie net om te weet die Here Jesus kom weer en gereed te wees nie, maar ook saam met dit om te bid. Want die Here Jesus is nou aan die regterhand van God. Wat ook beteken, daar's 'n voorspraak by die Vader. Die Here Jesus tree vir ons in. En hieroor kan ons baie sê, oor hoe belangrik gebed is, hoe dit ons taak is, hoe dit ons verantwoordelikheid is, wat dit vir ons lewe beteken, hoe dit die sake verander waar ons bid, hoe dit ons eie lewens en ons eie harte verander, en ons eie gemoed verander, waaroor ons bid. Ons het gisterand gekyk na Psalm 143, Dawid se gebed, en waarop hy gefokus het. Sekerlik die sterkste wapen as kinders van die Here, wat ons tot ons beskikking het, is om te bid, en die Here verwag dat sy kinders moet bid. En ons moet vrymoedigheid hê. So weer, dit word gekommunikeer, ons weet wat die Here van ons verwag. Hy verwag dat ons getuies sal wees, 'n wederkomsverwagting sal hê, maar ook saam met dit dat ons sal bid. Hy is in die regterhand van God, hy is ons voorspraak. 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Boonop dit nog, het ons die Heilige Gees, wat ons gepraat het oor die toerusting, as getuienis, Romeine 8 vers 26, en net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp. Ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigting. Omdat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, omdat hy sy Heilige Gees gestuur het, kan ons volhard in die gebed. Is die verwagting van die Here, dat ons volhard in die gebed. So wat moet ons doen? Ons moet bid. Ons moet manne en vroue, selfs kinders wees, wat bid. Dat ons doen wat die Here van ons verwag.
So daarmee sluit ek af. Die 3 gedagtes wat ons hier in Handelinge 1 vind, bly 'n kragtige gedeelte en wanneer ons daarna kyk, dan spring hierdie 3 gedagtes altyd na vore om 'n getuie te wees deur die krag van die Heilige Gees, om 'n wederkomsverwagting te hê, want die Here Jesus, net soos hy gegaan het, sal weerkom, en laastens, soos die disippels, om te volhard in gebed. So wanneer ons aan die hemelvaart dink, dan dink ons nie net aan die Here Jesus wat gegaan het nie, maar ons dink aan wat dit vir ons beteken. Ons dink aan wat verwag die Here Jesus van ons. En eerstens, natuurlik, om sy kind te wees. Om seker te maak, my hart, my lewe is vir die Here gegee, om seker te maak, my sonde is vergewe weer eens. Niemand is perfek. Nie een van ons kan sê, maar ons het daar aangekom, ons is perfek, ons het nie foute, ons het nie sonde nie, niemand nie. Maar wat ons wel kan sê is, ons is vergewe. So die Here Jesus gaan vra en hy het vir ons vergifnis geskenk. En nou, as kinders van die Here, as disippels van die Here, moet ons fokus op die hemelvaart vanaand wees. En wanneer die aand verbygaan en môreoggend breek aan, dan dink ons miskien nou nie verder aan die hemelvaart nie, maar daardie effek wat die Here van ons verwag, moet deurgaans in ons lewe gesien word, prakties, waar ons getuies is, en waar ons volhard in die gebed, en natuurlik dan ook, waar ons, soos ons hier leer, en soos die disippels, so het baie duidelik vir ons wys, 'n wederkomsverwagting het. So daai goed is in 'n mens se lewe, al dink jy nie daaraan nie, en al fokus 'n mens nie op die hemelvaart nie, daai goed bly in jou lewe. So mag ons dan doen wat die Here van ons verwag. En wanneer ons aan die hemelvaart dink, dan dink ons, die Here Jesus wat opgevaar het, verwag dit van ons. Amen. Baie dankie, kom ons buig die hoofde en ons bid saam so, vertrou die Here. Hemelse Vader, ons wil vir U kom dankie sê vir dit wat U gedoen het, Here, dat U aan die kruis gesterf het, dat U opgestaan het, dat U aan die disippels verskyn het, en boonop dit alles, dat U opgevaar het na die hemel. Dis 'n wonderwerk, Here, dit wat U daar gedoen het. En ons kyk na hierdie wonderwerk en ons sien wat U gedoen het, maar ons sien nie net die wonderwerk nie, ons sien ook, Here, dat daar 'n verwagting is wat geskep word vir die disippels en vir die kinders. En ons gebed vanaand is dat ons as die kinders, dat ons as gemeente aan hierdie verwagting sal voldoen, Here, dat ons U getuies sal wees, dat ons sal weet U kom weer, en dat ons so sal volhard in die gebed. Here, maak ons ook 'n gemeente, manne, vroue van gebed. En ons sê vir U dankie. En al hierdie goed, Here, dit waaroor ons nie eers gepraat het nie, is watter effek hierdie goed op ons lewens, op ons geestelike lewens sal hê. Ons sal groei, ons sal vorentoe gaan wanneer ons doen wat U van ons verwag. En ons sê vir U dankie daarvoor. Maar wys dit vir ons in ons eie lewens. Help dat ons sal doen wat U van ons verwag. Help ook vir die res van hierdie naweek, Here, dat U met ons sal wees, ook dit wat voorlê, die R10 verkope môreoggend, ons Pinksterreeks wat Sondag begin, Here, dat U in daardie goed met ons sal wees, en in die besonder daardie Pinksterreeks, Here, dat U hier vir ons 'n boodskap sal gee, en dat U ons nader aan U sal trek, en dat ons U Gees ook hier tussen ons ervaar. En ons sê vir U dankie dat ons dit alles kan bid in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. U kan saam met my staan, dan sing ons 'n baie gepaste slotlied saam. Hy sal kom op die